Goeiemôre, ek groet jou vanmôre weer uit Naboomspruit, vanuit die Brongemeente. Ons vertrou dat jy 'n goeie nagrus gehad het, dat die Here vir jou gaan goed wees in hierdie dag, sy groot liefde aan jou gaan openbaar. Ons praat ook vanmôre met jou oor liefde, en is oor die liefde van God, wat onveranderlik is in hierdie dag. Weet dit vanmôre, waar jy ook al in die dag is, God het jou baie lief. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ons in hierdie dagte u bystand en u liefde kan beleef en ervaar. Weet waar ons is in hierdie oomblik, dat U in ons teenwoordig is, omdat Christus Jesus in ons woon in hierdie oomblik. Ons weet ook, ons woon in hom. Dat daar 'n besonderse eenheid vanmôre is met Jesus Christus, en ons weet ook met U in hierdie dag. U is ons Vader, en ons weet dat U ons lief het, dat ons dit sal beleef en ervaar op 'n baie besondere wyse in hierdie dag. Raak ons aan in ons nood en ons behoefte, gee ons krag, maak mense gesond wat U nodig het in hierdie dag en wat siek is. Word verheerlik in elkeen van ons se lewens. Ons bid dit vanmôre, wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. En nou ook, Here, die woorde van my mond en die oordeenking van my hart, laat dit vir U vanmôre aanvaarbaar sal wees. Christus wil. Amen. Sy liefde bly tot in ewigheid, en hier word vanmôre oor God gepraat en die liefde wat God vir ons gee. En lees dit vanmôre in Psalm 136 vers 1 tot 3. En dit sê so: Loof die Here, want hy is goed, sy liefde bly tot in ewigheid. Loof die Here, hy is goed, sy liefde bly tot in ewigheid. Loof ook die God van die gode, want sy liefde bly tot in ewigheid. En dan weer, loof die Here wat mag het oor al die regeerders, sy liefde bly tot in ewigheid. Nou so kan 'n mens met hierdie Psalm aangaan, en ek wil hê jy moet regtig die Psalm heeltemal deurlees. En dan tel jy hoeveel keer kom daar voor hierdie pragtige woorde: sy liefde bly tot in ewigheid. Sy liefde bly tot in ewigheid. So waar jy vanmôre ook al is, begin ook maar net die hele dag deur vir jouself te sê, ongeag van wat gebeur, sy liefde bly tot in ewigheid. Maar kom ons kyk na die Psalm. Die Message sê dit so: thank God, he deserves your thanks. His love never quits. Thank the God of all gods, his love never quits. Thank the Lord of all lords, his love never quits. Hy gee nooit op in sy liefde in hierdie dag nie. Nou, die eerste vers kan ook as volg vertaal word: prys die Here, want hy is goed. Ja, sy trou bly altyd dieselfde, sy getrouheid. Want liefde en getrouheid is twee woorde wat baie naby aan mekaar staan vanmôre. Hierdie Psalm was ook bekend gewees in die Ou Testamentiese tyd as die groot lofsang. Dis gesing as 'n beurtsang. Ek onthou as kind het ons baie sendingdienste bygewoon. Veral in die swart kultuur het hulle die voorsanger gehad wat gesing het, nie regtig verstaan wat hy gesing het nie, maar dan het die koor of die gemeente gevolg, en dan het hy weer gesing en gevolg, en dit was altyd baie mooi geweest. En dit is eintlik so 'n beurtsang waarmee ons dit doen het. Die priester of die priesterkoor het die eerste deel van die vers gesing, terwyl die gemeente die tweede deel wat dwars deur die Psalm as 'n refrein voorgekom het, gesing het. So hy het gesê, God is groot, en dan sê die gemeente, en sy liefde ken geen einde nie. Sy liefde kan nooit gestop word nie. Volgens 2 Kronieke 5 vers 13 is dit deur die priesterkore gesing net nadat die ark in die tempel ingedra is. Ook in 2 Kronieke 7 vers 3 het die gemeente die woorde gesing toe die Here in vuur uit die hemel uit afgedaal het en na die tempel toe gekom het. In Esra 3 vers 11 lees ons ook deur die priester gesing is nadat die fondament van die tweede tempel gelê is. So telkens wanneer daar groot ingrypinge en gebeurtenisse van God was, het hulle hierdie spesifieke Psalm in 'n beurtsang gesing om te spreek oor die grootheid van God. Liefde hier is die begrip waarmee die gesindheid van God teenoor sy volk aangedui word. God het ons lief. Uit die liefde vir hulle het hy eeu na eeu groot en magtige dade gedoen om hulle te help, te red, te versorg en te onderhou. Dis die God wat ons ken van die Bybel. Hy is daar om ons te help, ons te red, te versorg en te onderhou. En hy doen dit. En hy doen dit ook vir jou vandag daar waar jy is, waar jy hom nodig het. Hy is nie dieselfde God, hy het jou nog net so lief. Daarom is hierdie Psalm ook vanmôre 'n loflied op God se almag wat geopenbaar word. In en deur wat God gedoen het in die skepping, gaan lees die Psalms en jy sien, eerstens word God se groot dade gesing oor die skepping, hoe God geskep het, om ons bewus te maak van die almag en die grootheid en die heerlikheid van God.
Hulle het ook die geskiedenis aangehaal van in die verlede, hoe God hulle persoonlik geraak het, hoe God in hulle geskiedenis gewerk het. Ek en jy moet altyd gaan terugkyk na die geskiedenis, hoe God in ons lewens gewerk het, hoe hy in die lewens van ons voorouers gewerk het. Ag, daar's talle dinge wat geskryf word, veral in ons Pinksterbeweging, dat ons weet God is 'n God wat steeds ingryp en werk in die tyd waarin ons leef. Maar dis ook daaroor dat God se liefde word in jou daaglikse lewe geopenbaar. Gaan lees vers 25. Psalm 135 begin ook met die woorde prys die Here. En dit is 'n vertaling van die Hebreëse woordjie haleluja. En ons sing dit baie keer haleluja en dis wat dit vanmôre beteken, prys die Here, prys die Here. Hier word egter 'n ander Hebreëse woord gebruik wat ons met loof of prys of selfs bely kan vertaal. So, dit kan ook vanmôre iets wees wat jy erken, iets wat jy van bewus is vanmôre, iets waarmee jy saamstem. Die woordjie bely beteken om saam te stem en te erken vanmôre. So, as ons die Here prys vanmôre, stem ons vanmôre saam en ons sê God is goed. Dis die woordjie gedoe. En soos daar in die hele aantal haleluja psalms, so is daar ook 'n paar gedoe psalms en ons sien hulle in Psalm 105 tot 107, Psalm 118 en Psalm 136 en as jy my notas kry, gaan lees gerus ook hierdie psalms. Dis die gedoe psalms waarin die grootheid van God besing word en geprys word. Maar in Psalm 135 vers 3 word gesê, prys die Here want die Here is goed. Hier in vers 1 word dit weer herhaal, die goedheid van die Here word dan verder in sy skepings en verlossingsdade bely. Hier die goedheid van die Here is die groot rede waarom hy geprys moet. En as die Here vandag vir jou goed is, het jy groot rede om hom te prys. Vat 'n sangboekie. Gaan dink aan die koortjies, kry koortjies in die hande. As jy nie het nie, ons kan gerus vir jou 'n paar aanstuur of die woorde daarvan aanstuur dat jy 'n bietjie kan sing tot eer van die Here of kontak jou selgroepleier. Gewoonlik het die selgroepleiers koortjieblaadjies wat hulle vir jou ook kan gee wat jy net kan gebruik vanmôre. Daarom is die refrein wat die gemeente na elke halfvers herhaal, naamlik sy verbondstrou bly altyd dieselfde. En dit gaan oor die verbondstrou, oor die liefde wat God aan hulle openbaar, dat hy 'n verbond met hulle gesluit het. 'n Ander manier om dit te sê, dat die Here is goed. Hierdie twee sinonieme, goedheid en verbondstrou, wat altyd en of albei in die ou tyd in verband met verdrag gesluit is. Dis wanneer daar verdrag tot stand gekom het, tussen volke gesluit is, word dit gebruik. Wat vanmôre wonderlik is van die verbond van God, is God het jou nie geroep om enige iets in hierdie verbond in te sluit nie. Dis 'n verbond vanmôre. 'n Verbintenis wat God met ons maak. Hy is die initieerder daarvan. Hy het dit opgestel. Hy het dit bepaal vanmôre. Hy het die voorwaardes bepaal. En in hierdie voorwaardes van God is dit dan net vanmôre dat hy sy groot liefde aan jou wil openbaar. Verbondstrou kan ook met liefde en ontferming weergegee. As God praat van vanmôre dat hy jou liefhet, dan praat dit ook van dat hy oor jou gaan ontferm, dat hy besorgd is oor jou, dat hy iets vir jou wil doen vanmôre en dat hy vir jou goed wil wees. Die 33-53 Afrikaanse vertaler word nog van goedertierenheid gepraat. Die goedertierenheid van God is goed. En dit praat met ons hedendaagse woordjie van goedheid. God wil vir jou goed wees. En hierdie twee partye in ooreenkoms onderneem wederzijds om hulle oor die ander een te ontferm as hy 'n nood verkeer. En hoe mooi is dit vanmôre as hierdie psalmdigter sê eintlik vanmôre vir jou, God het gesê ek gaan my oor jou ontferm as jy 'n nood. Jy vandag daar is waar jy 'n nood is of waar jy behoefte het of waar jy moet uitroep na God vanmôre. Weet vanmôre die verbond wat hy met jou gesluit is dat hy jou lief gaan hê, dat hy vir jou gaan omgee, dat hy oor jou gaan ontferm in hierdie dag en dat hy jou gaan bystaan. En dat God aan jou vanmôre gaan goed doen. Deur jou te help vanmôre. In 'n verdrag kon een party maklik sy woord verbreek. Maar ons teksvers sê, Here se goedheid duur tot in ewigheid. God se liefde duur tot in ewigheid. Dis vas en seker. Die Here is nie so nie. Hy gaan nie hierdie verbond met jou verbreek nie, want God hou altyd sy woord. Kom ons bid saam. Here, onsse God, mag U verheerlik word in ons lewe in hierdie dag. Ons dank U vanmôre hierdie verbond wat U met ons gesluit het, hierdie ooreenkoms wat U met ons aangaan. En dit het U bewys deur Jesus Christus aan die kruis vir ons te gee. En die Romeine skryf Paulus, hy sê as Jesus vir ons gegee het om vir ons te sterf, hoeveel te meer gaan hy vir ons ook al die ander dinge. Daarom weet ons vanmôre ons is meer as oorwinnaars deur die wat vir ons krag gee. Dankie vir hierdie verbonde wat opgeteken is. Ons kan in die geskiedenis gaan kyk, Here, altyd U woord gehou.
sal dit ook vandag doen, en U sal dit môre doen, en solank as wat ons op hierdie aarde bestaan, sal U dit steeds doen, want U het die mense ons vanmôre baie, baie lief. Raak hulle aan wat vanmôre na U woord geluister het. So kan ek hulle vanmôre dan seën met die wonderlike woorde, Here, dat hulle geseën sal wees in U kosbare naam. Hulle gaan beskerm vandag, dat U vir hulle goed gaan wees en U genade oor hulle sal voltrek. Maar dat U ook vanmôre aan hulle gaan goed doen en dat U vir hulle vanmôre ook U vrede sal beleef. Daardie vrede vanmôre wat alle verstand te boven gaan deur Jesus Christus op. Daarvoor sê ons vanmôre amen, dit gaan so en ons eer U daarvoor.